Dank Here, dat ons kan sing, dat U heilig is, Here. U is ons koning, koning van alle konings, Here. En U soek 'n verhouding met elkeen van ons. Here, ons is kinders van U, erfgename saam met U. Dank Here dat ons Here, om U te ken, die ewige lewe kan betree, Here. En dit is die ewige lewe, om U te ken en Jesus Christus, wat U gestuur het. Dank Here Jesus, dat U in die kruis gesterf het vir ons elkeen en opgestaan het. Oorwin, Jesus die oorwinnaar. Dank Here Jesus, ons loof en prys U. Amen. So vanmôre, daai is op. Wat is jou oortuiging is my preektitel. En ek sê nog self vir die bedieningsspan of diensspan vanoggend dat ek sukkel ook nie sukkel met die titel nie. Ek hoop die titel is iets wat jy onthou, maar daar's soveel anders. Ergens moet ons al gesit het met hoekom glo ek hierdie wat ek glo? Is hierdie werklik waar wat ek glo? Is dit iets wat ek eintlik kan vashou of is dit maar net 'n kultuur wat half geskep word of 'n tipe van 'n rigting wat ons almal as of mense net in die area, ek wil nie sê dis 'n Afrikaner ding nie, maar dit is nie. Maar 'n kultuur wat geskaap is dit maar net iets wat ons volg, is dit maar net iets wat ons doen. En waar het jou oortuiging begin vir U is regtig die waaragtige, U is die ewige lewe, U is regtig koning bo alle konings. Waar het daai oortuiging vir jou begin? Ons gaan vandag baie in Johannes rondhardloop, maar vir nou eers 1 Korintiërs 15 vers 12. Ek wil eintlik kyk saam met julle, die event het een of ander moeilikheid gemaak vir oggend, so ek wil eintlik kyk of hy al op is vir julle. Ja, hy's daar, great. Dan gaan ek ook sommer van hom afwerk. So as julle op YouVersion gaan, onder events sal julle sien daar, sodra julle op hom klik, omdat julle location aan is dit die eerste ding wat julle gaan sien, dat Beweegkerk Wellington, en daar's die preektitel. So vanmôre, 1 Korintiërs 15 vers 12 tot 9. Konteks, voordat ek moet seker eers konteks gee, voordat ek altyd net begin lees, maar Paulus skryf aan die Korintiërs om te sê, want hulle het ook begin twyfel. Dit was nie 'n ding van, great, ons het nou hierdie geloof ding, ons hardloop en nou besluit Paulus, hy skryf dit net vir interessantheidsondhalwe nie, maar om eintlik die betwyfeling wat hulle gehad het in die opstanding self, eintlik die middelpunt van Christendom is baie van ons geloof rus op, het hy werklik opgestaan. En Paulus is besig om dit aan te spreek teenoor hulle. Paulus sê vers 12, as dit dan gepreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie? As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof. En dan word ons valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig het dat hy Christus opgewek het. Wat hy nie opgewek het nie, ten minste as die dode nie opgewek word nie. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, is ons die elendigste van mense, die minste, dis moeilik om te dink dat sou so iets nie waar wees nie. Dis waar ek vandag oor wil praat. Ek wil eintlik wys, buitendien net skrif, ons logiese mense, hoe maak Christendom sin? Hoe is Christendom eintlik die antwoord vir ons? En so ons is hier vanmôre vir hy het opgestaan, ons almal glo dit, en ons almal weet dit, en ons almal lees dit. Glo ons dit elkeen werklik? Want die een plek wat ons nie wil hê mense moet by vassit nie, is net by, hy het gesterf vir ons sondes. Want as jy daar bly, wat gebeur na dit vir jou? Bly dit 'n verskoning van, hierdie was nou 'n moeilike week en ek het hierdie fout gemaak, maar
Christus het gesterf vir my sondes. In plaas van daar's 'n nuwe lewe, daar's 'n opstanding wat plaasgevind het. Jesus, kan ek hardloop met hierdie vuur in my hart vir Here, u lewe. Ek wil nie net 'n verskoning hê nie. Ek wil eintlik 'n doel hê ek wil 'n rigting hê om in te hardloop. So ons sien nadat Christus opgestaan het en dis amper net om konteks eintlik ook te gee. Hoe die Here verskyn aan genoeg mense om vir jou te kan sê, hey, hierdie is nou nie net 'n groepie van 11 disippels op daai tyd, wel 12 Judas het nog steeds gelewe, maar hy's nou net nie dis nie net 'n groepie van 11 disippels wat besluit het ons gaan nou saam stem en sê great, Jesus het opgestaan en die res en ons moet sterf vir dit sodat almal dit gaan glo dat ons regtig hardloop vir dit. Nee, Jesus het verskyn aan die disippels 3 kere. Ek gaan spesifiek oor die tweede keer praat wanneer Thomas by was ook. Hy het verskyn aan die disippels, hy het verskyn aan die 500. Hy het verskyn aan Maria eerste. Ek was onseker oor hierdie een. Hoekom ek sê onseker om te vertel, ons sit Dinsdag, hoofkampus is ons gewoonlik op Dinsdag. En ek dink Werner vra die vraag, hoekom het Jesus eerste aan vrouens verskyn? En sonder om te dink, antwoord Hendriko, want is die vinnigste wat die nuus gaan versprei. Sodat die vrouens net praat. En miskien het dit gewerk, miskien was dit waar. En Werner en ek sien nie dit is 'n interpretasie van sy eie, maar is ook vir my interessant of dit in daai rigting gaan. Is eintlik om die vrouens ook net nie te include nie, maar eintlik weer in 'n posisie te sit en te herstel in plaas van wat dit in die ou tyd was en dis Werner se opinie, maar ek sal meer wil dink daaraan, maar ek sal meer daarin wil delf om te kyk of dit tog so was om hulle te kan herstel in bediening vir die vrouens. Twyfelende Thomas, so die tweede geval of die tweede keer wat hy die disippels sien wat ek oor wil praat. En dit is my baie interessant. Ja, kom ek lees eers. So Johannes 20 vers 24 tot 29. En Thomas, wat genoem word Didimus, een van die 12, was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy het vir hulle gesê, as ek nie in sy hande die merk van die spykers sien en my vinger steek in die merk van die spykers en my hand in sy sy steek nie, sal ek nie glo nie. En 8 dae daarna was sy disippels weer binne en Thomas saam met hulle, tweede keer. En Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was en hy het in hulle middel gestaan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. En Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het. En ek wil amper vir jou sê, vandag is jy in daai posisie. As jy hier is en jy glo werklik, is jy in die posisie van die ouens wat hom nie in lewende lywe fisies gesien het. Ja, ons sien manifestasies van hom, ja, ons sien sy hand in situasies waar hy profetiese woord vir jou gee en dit of iemand self vir jou stuur, soms gee dit ook obviously vir jouself. Maar ons kan sien sy effek in die lewe, maar ons sien hom nie fisies soos wat die disippels het nie, maar ons glo. Vandag staan ons vas op hierdie is vir ons die werklikheid. Salig is die. En daar was my beautiful focus. 'n Baie interessante ding van wat Thomas, wat vir my interessant is hoekom hy die tweede keer nie daar was nie. Presies wat ek aan die begin gesê het, sou al 11 disippels daar gewees het en saam kon besluit, hierdie is die storie wat ons aan gaan vashou, hierdie is die storie wat ons gaan sê, sodat almal ons gaan glo, want dis mos nou hierdie mooi storie van die held wat sy lewe gegee het, is toe weer wakker. Dis soos daai Superman movies aan die einde wat Superman lyk sy dood is en aan die einde en wikkel net iets en as jy soos ja, daar kom nog 'n movie uit en hy gaan lewe. En dis daai geval wat ons weg vanaf wil beweeg. Maar Thomas wat die tweede keer nie daar was nie, is 'n detail wat hulle ook gekies het om in skrif te sit om te sê, hey, daar is iemand wat getwyfel het. Jy mag self daai persoon wees wat getwyfel het. Paulus het met die Korintiërs gesels en sê, julle het getwyfel nou oor die opstanding. Julle het getwyfel oor hy wat opgewek was. Hier's iemand wat saam met hom vir 3 jaar gestap het en gesien het wat hulle gesien het, gehoor wat hulle gehoor het, lering ontvang het by Jesus en nog steeds getwyfel het. Ons kan in daai posisie wees. So Thomas is my meer in plaas van 'n negatiewe ding, meer 'n yes vir die oomblik wat jy moontlik twyfel.
Daar was iemand wat fisies saam met Jesus was en ook getwyfel het, maar Jesus was nog steeds genadig teenoor hom. Nie wyk, jy glo nie in my nie. Verskillend hanteer vir Thomas teenoor Petrus. Petrus wat hy sê, agter my Satan, vir Thomas weer saggies. Kom sit jou vinger in my sy. Kom sien die gate in my hande. En dit was my net beautiful. 'n Baie interessante detail, die kopdoek. Lees ons dat die kopdoek het hy spesifiek opgevou en een kant gesit nadat hy opgestaan het. En die Joodse kultuur, en dit het my brein gebreek. Die Joodse kultuur, altyd as hulle klaar geëet het hulle vardoek opgevou, neergesit om te sê dit was lekker, ek kom weer. En dit is my beautiful ding dat Jesus sy kopdoek weer neersit, opvou om te sê ek is weer op pad, ek kom weer. 'n klein detail, maar vir my, ja, jy is getrek deur God na Jesus. Julle wat hier is vandag is nie net hier omdat iemand 'n goeie praatjie gepreek het of wat iemand net ergens gesê het, ek dink hierdie Jesus ouetjie gaan vir hom. Julle glo in hom. Julle is getrek in die eerste plek en dis die eerste keer wat jy leiding ontvang het van die Here, wat jy prikkels ervaar het om te sê hierdie voel soos die waaragtige, en ek gaan daai self ook vir julle aanspreek. So Johannes 6, en hier kom ons lang paadjie deur Johannes 6 vers 35 tot 37 gaan ek eers dit na toe spring. Okay, ek gaan hom lees van die bord af want ek het hom nie hier ge-add nie. Hoe het ek dit reg gekry nie, Erig? Okay, so Monique sit ons asseblief gou vir my op 35, hy's aan die einde. Ja. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe, en wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Verder, eintlik vers 37 ons nou gesien het. Dit is eintlik die ding wat ek na toe wil hardloop. Wat Jesus sê, niemand kom na die Vader toe tensy hy getrek word nie. Jy is in die eerste posisie, Jesus wil almal trek. Jesus wil nie. God wil almal trek, maar Jesus is die enigste weg. Dis hoekom ons moet fokus op Jesus. Dis hoekom Jesus die prys moes betaal het vir ewige lewe wat ons kan hê in hom. Die prys betaal het vir ons sondes. En ek wil nie ons moet daar stiek nie. Maar die mooi ding is vir my, van die begin af, nog voordat niemand het al die Vader gesien nie, maar so soek hy so na verhouding, dat hy jou klaar getrek het, nog voordat jy self eers geweet het moontlik van, wat is geloof? Waartoe wil ek tree wanneer ek in die rigting gaan? Case for Christ, ek sien iets op die bord, toe kyk ek, miskien moet ek lees. Case for Christ is 'n boek wat ek nou die afgelope tyd lees. Baie interessant vir mense wat logies dink, vir mense wat investigative is, ondersoekende joernalis, kan mens dit sê? Soos hy's 'n investigative journalist. So, ek gaan nie maar pla oor die Afrikaans daar nie. So alles wat en hy was nie 'n Christen nie, hy was nie, great, hy is nou, nadat hy by die waarheid uitgekom het, maar hy het alles betree met die vraagteken. Selfde soos, is dit tog die werklikheid? Sien ons, in 'n spasie wat hy spesifiek aantree is, die disippels wat gestap het. Hoekom kan ons die Gospels Engels vertrou? Want soms Johannes is baie keer 'n vraag, omdat Johannes soms goeie bietjie anders beskryf as die res, maar nog steeds die sentrale boodskap is nog steeds dieselfde. Die Jesus wat hulle beskryf is nog steeds dieselfde Jesus, al beskryf hulle dit van 'n ander rigting af. En wat ek raak lees in Case for Christ, daar's eintlik 8 toetse, maar 3 van hulle wil ek oor praat. En die eerste een is the cover test. So is daar mense wat probeer toemaak of probeer wegsteek vir dit wat moontlik nie gesê moet word, en wat hulle dit beskryf is embarrassing detail. En wat ons kan sien in skrif, en hierdie bewys is 3 bewyse van, tog sou dit nie so wees nie, kon jy as 'n investigative journalist of as 'n prokureur sou jy dit moes beklei het, kon jy eintlik hierdie goeters gebruik om te sê, nee, maar as gevolg van hierdie is hierdie nie eintlik nou waar nie, of ons kan nie hierdie inligting wat aan ons gegee word vertrou nie. So nommer 1, die cover-up test of embarrassing detail. Wat ons kan sien, as sou ek nou in die voete wees van 'n disipel en ek skryf oor Jesus wat ek nou mee saamgestap het. As jy na legendes kyk, daar's min slegte inligting wat hulle oor praat. Dis alles hierdie groot, great, soos hierdie ou kon alles doen, hierdie ou het alles gedoen, hy het mense kom red, lewe gegee. Maar daar is tog gevalle waar ons kan sien
dit is nie altyd so gewees nie. Ons sien die disippels het nie altyd verstaan wat Jesus verduidelik het. Dit was nie die perfekte prentjie van die begin af nie. En as jy tog so legende wou skryf, sou jy nie hierdie goeters in die eerste plek insit om bietjie twyfel te kan veroorsaak nie, want omdat hierdie goeters twyfel kan veroorsaak, is dit hoekom baie keer mense nie goed insit nie, maar elkeen word geantwoord. So ons sien die disippels het vir Jesus misverstaan. Ons sien wonderwerke wat Jesus nie kon doen nie. Jesus wat gesê het hy kan nie of in sy dorp kon hy nie ek wil nie sê bedien nie, maar in sy dorp kon hy genesings doen nie, want die mense het nie geglo nie. Wonderwerke kon hy nie doen, is 'n spesifieke woord. Wonderwerke kon hy nie doen in sy dorpie omdat die geloof nie daar was nie. As jy hierdie en is nie om te sê dat Jesus se krag stop op 'n punt nie. Ons interpretasies praat baie kere van as mens was daar tog 'n bietjie van 'n limitasie gesit in so 'n geval, maar dit kom baie weer eens uit afhanklikheid uit van Jesus uit. Ons moet afhanklik wees. Uit daai afhanklikheid kom die geloof. Daai geloof is wat veroorsaak dat ons in sekere areas kan beweeg. Wat ons ook kan sien is dat Johannes, einde van Johannes, lees ons dat hy sê en vele meer het gebeur, maar hulle het dit nie neergeskryf nie. Vele meer. Hoekom as daar vele meer was en ons voel ek moet hierdie ou nou red? Hoekom sal ek veilig genoeg voel om sekere details uit te los as ek nie voel dit wat ek klaar geskryf het moet jou klaar kan oorreed nie. As ek nie jou klaar voel dat daai is nog steeds soveel die waarheid as ek net vir jou nog kan sê hierdie is ook 'n appel maar nou net van 'n ander rigting af in plaas van hierdie is genoeg om jou te moet kan oorreed. So dis nommer 1. Daar's embarrassing detail wat die disippels tog ek self Petrus wat rebuke was. Ek meen dit is nie die gemaklikste situasie nie. Nommer 2, al die klere wat julle nou sien, is adverse test. So jou vyande, Jesus se vyande, baie interessant, het nooit ontken wat hy gedoen het nie. Toe hy in die sinagoges genesing gedoen het of mense bedien het, was dit nooit gesê jy het nie dit gedoen het nie of jy het nie dit gedoen het nie. Jy het nie dit gedoen nie. Hulle het dit heeltyd in 'n ander rigting probeer stoot. Dis Satan se werke. Dit is en obviously Jesus het geantwoord en gesê dat sou ek deel wees van Satan en ek dryf sy demone uit, is dit 'n koninkryk wat verdeeld is en so 'n koninkryk kan nooit staan nie. So daar's nie 'n vyand wat enigstens gesê het dit het jy nie gedoen nie, maar hulle probeer dit so of sê dit kom van die verkeerde bron af of hulle probeer net dit misdirect. En ons sien dit van vandag se lewe ook. Ons weet wat waarheid is, maar wat God is liefde. En dit draai nou op so 'n ander manier dat mense dit eintlik hulle eie ding maak, want dit word misdirect. God is liefde, maar liefde is nie God nie. En daai is die verskil wat mense net vinnig. Dis presies wat Satan ook self gedoen het in die tuin van Eden. Net genoeg gesê wat dit net van 'n ander rigting afdraai. Niemand het erken dat dit wat hy sê is verkeerd nie, maar hulle het probeer in 'n ander rigting stuur. En die laaste een, ek moet daai naam is die bias test. So in ander woorde, sou jy familie wees, is jy generally biased vir my, soos jy vouch vir my, jy stem vir my. En wat interessant is met die is weer eens, nou skryf die disippels die boeke, of die gospels, die boeke, maar ek het met jou gestap. So sou ek biased wees om te sê dit is wat daar gebeur het of iets, of ek glo so in hierdie boodskap want ek het met jou op pad gestap. Daar kan 'n spasie wees vir biased, maar om biased te wees of spesifiek te vouch vir dit wat Jesus gedoen het, maar die belangrike ding of die baie interessante ding kom neer op hulle het niks gekry of niks verkry om dit te glo nie, behalwe nie versoeking nie. Mense wat hulle wil doodmaak, mense wat hulle wil gooi met klippe, mense wat hulle uitjaag uit die dorpe uit, mense wat hulle nie aanvaar nie. Daar's geen finansiële positief gewees of 'n positief in 'n rigting gewees behalwe aan Jesus geheg self nie. Was daar geen voordeel vir hulle om tog hierdie boodskap te probeer preek of oor te probeer praat nie. En dis hoekom ons ook kan sien of hierdie kan gebruik ook hulle was bereid om dood te gaan vir hom. Hoekom ons dit kan gebruik as hoekom skrif vertroulik kan wees. En ons praat hier spesifiek nou van die gospels nog steeds, maar dit is nou obviously die naaste wat hy sê aan fisiese leringe wat Jesus gedoen het, van paaie wat hy gestap het met hulle. En dis hoekom ons dit kan vertrou. Johannes 14 vers 6 met die vraag hoekom Jesus? So ons het antwoord nou van okay, hier's 'n bietjie wat ek kan sien dat dit is vertroulik. Ek kan dit eintlik in 'n rigting sit, maar wat sê Jesus self
hoekom jy vir hom moet kies. Johannes 14 vers 6. En hierdie ouetjie gaan nou heeltyd hier afgelys as 'n slideshow. Want hy okay. Vers 6, kom ek maak dit 'n plan. Sorry ouens. Johannes 14 vers 6. Ek gaan hom ja. Jesus antwoord hom en sê: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Ek is die weg en die lewe. Jesus se antwoord homself. Baie interessante ding. Voordat Jesus hierdie sê, is dit weer Thomas wat eintlik vir hom die vraag vra. Jesus dis net voordat Jesus opvaar en Thomas vra vir hom: "Maar Here, hoe gaan ons die weg ken?" En Jesus se antwoord is: "Ek is die weg en die waarheid." Hy is die waaragtige. 1 Johannes 5 vers 20. Ons gaan nou so 'n paar keer spring, maar dis kort stukkies. 1 Johannes 5 vers 20. En ons weet want hoe spring ek daar, Erig? En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken, onderskeiding om te erken wie is waar, wie is die waaragtige God. En ons in die waaragtige in sy Seun Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. En ons is in die waaragtige, jy hoef nie weer op te sit nie, maar so 'n paar weke terug praat ek oor die ware wynstok. Dat ons is in Jesus, ons is deel van hom. Hier funksioneer ons saam met hom want ons erken wie die waaragtige is. Ons weet hy is die ewige lewe. Ons weet weet jy wie se kinders daar binne is nie, maar ek bly my kinders is daar binne nie. So hy is die ewige lewe. Johannes 17 vers 3. Ek en oom Nico praat vanoggend hieroor en ons het dit gehou by 'n redenasie. Sodat ons net to be continued. Ons sal later daaroor praat. Sodat ons net daar kan eindig want anders ons het mekaar ingevlieg en daar bespreek. Johannes 17 vers 3. Jesus wat weer sê ek is die ewige lewe. En dit is die ewige lewe dat hulle U ken. Die enige waaragtige God en Jesus Christus wat U gestuur het. So om ewige lewe te bereik, om 'n spasie te bereik waar ons met ons Skepper saam met ons God in as een kan beweeg. Is daar half 4 goed wat ons seker moet doen. Eerstens is jy ontwikkel 'n afhanklikheid van Jesus. Is amper dis die eerste tree wat jy gee. Here, ek nodig U om my te vergewe, jou reddingsgebed. Here, sodat jy eers by redding uit kan kom. Na redding kom jy by verhouding. Verhouding wat jy loop deur lewe. Dis die gehoorsaamheid, dis die geloof wat ons sien, want na jou verhouding, dis wanneer die geloof kom. Nou kan jy vertrou uit die verhouding uit wat jy het met Jesus. Nou kan jy vertrou. Great, Here, ek vertrou U karakter, ek kan hierdie tree gee. Here, ek weet nie hoekom nie, maar ek kan vertrou. Ek ken U karakter, volgende tree. Daaruit ken jy Jesus se karaktereienskappe, jy ken hoe hy beweeg, jy weet hoe hy manifesteer, jy weet hoe sy hand in jou lewe gaan funksioneer as gevolg van ek wat hom ken. Dis hoekom om te ken is so belangrik. Johannes 12 vers 44 tot 46. Weereens al hierdie goed sê of draai dadelik jou aandag weer terug op Jesus. Dadelik terug na daai is die ewige lewe. Kom ek lees hom gou. Ja. Johannes 12 vers 44 tot 46. En Jesus het uitgeroep en gesê: Wie in my glo, glo nie in my nie, maar in hom wat my gestuur het. Dis hoekom die Vader ons trek. En wie my aanskou, aanskou hom wat my gestuur het. Ek het as 'n lig in die wêreld gekom sodat elkeen wat in my glo nie in die duisternis sou bly nie. Dis my so mooi dat God jou trek en deur sy seun weer by jou kan uitkom. Vanoggend by die wat ons weer bid. Ek dink ek share soms te veel, maar dan kry jy die helfte van die preek daar. As jy vroeg wil kom en dan kan jy miskien moet nie, bly vir die diens. Baie interessant. 3 dinge. Jesus of nie Jesus nie. Wel, ja, dit gaan oor hom. Maar ons geloof, Christendom is die enigste geloof
waar die Skepper, waar die God wat ons aanbid, aktief 'n verhouding met jou soek. Nie om iets te kry nie, 'n verhouding met jou soek om 'n verhouding met jou te hê. Dis die enigste geloof wat dit doen. Dis die enigste geloof waar 'n God 'n offer of iets offer om jou te wen, 'n offer vir jou gee. Dis die enigste geloof wat dit ook enigstens doen. En die derde een was ons is die enigste geloof waar wanneer ons saam met God in die ewige lewe tree of nadat ons eventually saam met hulle is, hulle saam met hom is. Jy's my kop hardloop op 120. Ons is die enigste geloof waar ons mede erfgename is. Nie steeds die een wat probeer glo of probeer aanbid en nog steeds hier bly nie, maar mede erfgename saam gaan heers met ons Skepper. En daai drie is genoeg ook vir my om soos te besef as ek kyk na ander gelowe. Islam het hulle kere waar hulle redelik omdat hulle ook nog van Ou Testament spesifiek uitfunksioneer wat hulle naby kom, maar daar is elke keer net iets af. Ander gelowe soos Hindoeïsme is jy saam met die God, maar is baie meer in 'n ek wil ja, tipies Afrikaans of nie tipies ons slang Afrikaans in 'n afmanier, maar baie meer seksueel. Dit kom baie meer soos dit is nou wat jy gaan hê met die God tipe van 'n ding in plaas van 'n fisiese verhouding, pa en seun, kindskap verhouding wat jy gaan ervaar. Bly in geloof. Hebreërs 10 vers 19 tot 27. En ek gaan so stukkie vir stukkie. Eers is net 19 tot 22 wat ek vir julle sal lees. Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen. Dit is sy vlees. En ons het 'n groot priester oor die huis en ons 'n groot priester oor die huis van God het. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerheid. Die harte deur besprenkeling, ek gaan nou beskryf daai, gereinig van 'n slegte gewete en in die liggaam gewas met rein water. Baie keer in Hebreë sien ons dat hulle eintlik teruggooi na die Ou Testament toe. Is amper soos 'n profetiese boek wat eintlik net dit wat voorheen al gebeur het net weer bevestig. Die besprenkeling wat ek oor praat is en dis nou sommer die voorbeeld in die Ou Testament besprenkeling wat hulle hier spesifiek van praat is waar hulle die bloed op die ark en op die gordyne gespuit het en die priester wat nou ingegaan het om vir ons almal se sondes. Nou dit is nie meer nodig nie. Nou sien ons is hy's vrylik beskikbaar. Die God wat jou die ewige lewe kan gee, die God wat genees, die God wat vir jou die pad vorentoe verduidelik, die God wat jou lei met prikkels is die God wat nou vrylik beskikbaar is. Jy hoef nie meer te funksioneer deur een of ander priester wat een keer 'n jaar gaan draai by hom en gou, dankie, Jamien, dit sou baie nice wees. Sorry. Ek het by Hoofkampus het ek omgedraai as ek drink want anders kyk almal vir jou soos wat jy drink. Net dis weird. Maar dan as ek dit vreemd doen in jou oë, dan sê jy miskien volgende keer soos hy ou drink water weird. Maar hallo, hier gaan dit met jou. So dit gaan nie gebeur nie. So hy's vrylik beskikbaar vir ons elkeen. Ons elkeen kan op ons eie tyd daagliks konstant beskikbaar. Ek dink dit was Stephanie Gertzinger, sy's 'n worship leier wat sê dat ons erf en dit is my baie mooi beskryf en ek gaan nie te veel in diepte ingaan nie. Baie mooi beskryf. Ons erfporsie is sy teenwoordigheid eendag. Ons erfporsie is om saam met hom te kan leef, saam met hom te kan loop, saam met hom verhouding te kan bou. En dit is my so mooi gesê dat ons dink baie keer 'n erfporsie is great, ek gaan so groot dit hê of ek gaan soveel van dit hê, maar waarvoor ons almal eintlik op soek na is en ons siel op soek na is teenwoordigheid van die Here. Henk Kleinschmidt, ek het hierdie eintlik nog gehad nie eers aangedink nie, maar dit kom nou. Het op 'n tyd het hy gesê, Here, sodat ek kan verstaan hoe dit gaan voel, lig net vir 'n oomblik u teenwoordigheid vir my af. En toe hy dit bid en Henk se pad wat hy met die Here stap is amazing, maar toe hy dit doen, Henk sê hy was nog nooit in 'n oomblik voel dit asof alles hom aanval. Hy was nog nooit so depressief in daai oomblik nie, nog nooit so ongelukkig nie. Hy het begin ween en erg net omdat en al was dit net vir daai oomblik. En dis my scary ding
Ek sal nie in die teenwoordigheid van die Here wil wees nie. Vers 23, nog steeds Hebreërs 11. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. Ons sien Jesus se karakter is getrou en alles wat hy sê hy sal doen. Ons sien selfs van profesie af dat dit wat hulle gesê het gaan hy doen. Elke profesie het hy kom antwoord. Elke profesie het hy ek soek die Afrikaanse woord om fulfill is Engels. Ek gaan nie altyd Afrikaans daar hardloop nie. My Afrikaans is dis die weird ding. Ons kyk alles Engels. En ons praat Afrikaans by die huis, maar ons kom nie by die Afrikaanse woorde uit nie. So ek verstaan hoekom Larissa vir Hendrikus so pad oor die Afrikaanse woorde. Vers 23 was wat ek het bygeskryf het is hy is die hoop en die ewige lewe. Hoekom ons die hoop wat ons van praat is weer eens die goeie nuus, is die gospel, is die boodskap van wat Christendom is om by Jesus uit te kom, om verhouding te kan hê met hierdie God wat verhouding soek met jou, in plaas net van ja en amen vir alles wat een of ander God vir jou probeer beskryf. Daar's ek vir jou moet 'n keuse gee tussen aanbid of hierdie een of daai een. As jy vir my sê jy gaan die ander een aanbid, moet jy my na die tyd kom sien. Maar dit as jy moet kies dat jy nie so God wil aanbid wat jou soek in die eerste plek nog voordat jy self in hierdie lewe was nie. Hy sê met jou geskaap het, het 'n klaar doel vir jou gehad nog voordat jy geskape was. As jy vir my sê jy wil nie so God aanbid wat jy nie in jou eie brein ten volle kan verstaan nie, wat nie driedimensioneel is nie. Wonder bewonder wat jy nie kan sien en verstaan hoekom hy dinge doen nie, maar jy weet dit is altyd in guns vir jou. Dit is altyd hy's getrou. Het ek 'n rare vraagteken vir jou. Vers 24 tot 25. En laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Hier kom 'n aksie, maar ook verantwoordelikheid wat ons het teen mekaar as Christene. En laat ons die onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Ons loop saam, maar baie kere stop dit by 'n oppervlakkige posisie as Christene. Ek kan nou nie vir Sheldon, en Sheldon is so ou wat mense gaan toelaat as jy vir hom gaan sê, jy's ou, check gou hier, dan gaan hy sê, "Jesus, ek sal regtig daaroor gaan bid en ek sal intree." Daarvoor. Maar dit is die rol wat ons as Christene moet intree. Ons moet mekaar kan help, ons moet saam met mekaar kan funksioneer sodat ons mekaar op die straight and narrow kan hou, sodat ons mekaar op die pad kan hou. Want waarvoor anders is gemeenskap dan? Waarvoor anders is verhouding in die eerste plek as ons nie sulke dinge kan doen nie? Dis nie altyd die lekkerste ding om te ervaar of te hoor as iemand sê, ek dink maar Jesus, dit red jou van soveel meer as jy eintlik die guts het om dit vir iemand te gaan sê wat jy regtig sien sukkel in so 'n mate. Dit red daai persoon van soveel meer as wat hulle gaan verder sukkel en jy besluit net kom ek sê hom eerder net niets nie. En hier kom 'n waarskuwing. Vers 26 en 27. Want as ons opsetlik sondig nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie. Dan's die offer wat hy vir ons betaal het verniet. Maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestanders sal verteer. As jy al erns ervaar het Jesus is die waaragtige, gaan jy nooit daarby uitkom nie. Jy gaan nooit uitkom by iemand wat eider dink aan wegdraai nie, jy gaan nie uitkom by 'n plek waar jy dink aan 'n ander opsie nie. So daai is 'n waarskuwing vir sou jy nie waaragtig gered word en waaragtig glo nie. Great. En ek glo en ek sal baie graag wil proklameer dat elkeen wat hier is tog regtig glo, tog regtig in jou hart 'n vuur het vir Jesus. U is God, die enigste God, die lewendige God, nie 'n voorafgedagte wat ergens beskryf was nie, maar iemand wat aktief in jou lewe wil betrokke wees, verhouding bou met jou. Ons sien twee gevalle en dis eintlik waarom ek wil afsluit vandag. Twee gevalle waar wanneer jy die ewige lewe betree en dit weer eens ewige lewe is om Jesus te ken, waar jy verander word. En dit is eintlik 'n uitnodiging baie keer as
met sommige preke het ons 'n altaarcall aan die einde vir iemand wat nog nie hulle hart vir die Here gegee het nie, dat jy dan kans het. En vandag lyk dit 'n bietjie anders en vir my is dit ook 'n bietjie skrikkerig. Nico hulle het gesê ons kan by hulle kom klop. Mense nou verstaan wat ek bedoel. Um maar die eerste ding wat ons sien wanneer ons regtig verander word en deel vorm van wie Jesus Christus is aanneming. Dis tree 1. Aanneming of 2 Korintiërs 5 vers 17 sê daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Hierdie skrif ek het eintlik later eens besef, daar's 'n song wat hulle skryf baie kere onder die callets met Bambalella. Nuwe mens, alles het nuut geword. So daai gooi my elke keer terug soontoe. Dis waar jy jou eerste tree kry van nuwe mens wees, nuwe skepsel wees, nuwe lewe, sodra jy Jesus aanneem. Tree 2, dis pretty much straightforward, is doping. Hoekom doping? Galasiërs 2 vers 20. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Voordat ek verder lees, jy vereenselwig jouself, jy identifiseer jouself met dit wat Jesus deurgegaan het wanneer jy doop. En wat ek nou in die vlees lewe ek, nou soos weer by geloof, deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. En my uitnodiging vir vandag, ek glo elkeen wat hier is gered, maar ek's nie seker en dit is nie iets wat jy ek neem aan jy is gered want jy's hier. Ek neem aan, sê ek. Maar sou een van julle vandag wil gedoop word? Ons het doopgeleenthede, maar ek wil vandag vir jou een gee sodat jy as jy 'n prikkel voel, as jy 'n rigting voel van hierdie is iets wat met my praat. Ek gaan sommer vra dat ons sak ons koppe en ons bid. Want ek wil net dit kan baie kere vir 'n mens 'n ongemaklike ding wees. Um Here Jesus, ek kom vra dat U wil vandag sal geskied, Here. Here, ek kom vra dat U prikkels en as daar iemand is wat U voorsit, se hart sal sit, Here, dat hulle getrek word en voel, Here, ek wil die tweede tree wat ek kan vat om myself verder te identifiseer, om in kunskap in te tree saam met U en te identifiseer saam met U. Ek wil daai tree. En as jy daai persoon is, hou julle oë toe obviously. Steek jou hand op. Ek sal op 'n inconspicuous manier vir jou na die tyd of self net boodskap, maar ek wil regtig dan vandag dit vasmaak met jou en regtig vandag 'n geval hê waar ons het 'n plek waar ons kan doop. Ons het 'n plek sodat sou jy die besluit wou neem dat jy kan. Here Jesus, as daar iemand is, steek jou hand op en ons sal met jou gesels. Jesus. Jesus. Great. Dankie Here dat U goed en getrou is. Here, dankie dat U vir ons gesterf het aan die kruis, Here. Dit is vandag die fokuspunt waar ek wil vashou, Here. En dankie dat ons dit kan vertrou. Here, dat ons genoeg bewyse kan sien in skrif en wat ek aangeraak het vandag is scratching the surface. Here, dankie dat ons kan vashou aan U wat 'n getroue, goeie Vader is, Here. Here, U is God bo alles. Here, U heers oor alles en alle mag is gegee aan U. Here, dankie dat U dood se angel absoluut verwyder het. U is ons God. Dankie dat ons U kan aanbid. Here, ek vra dat as daar ooit 'n twyfel is of as daar nog 'n twyfel is in iemand se hart, Here, Here, dat U sal ontmoetings vasmaak met daai persoon, van U na daai persoon toe, maar ook dat hulle sal vrymoedigheid hê om te kom gesels, Here. Dankie dat U goed is bo alles. Dis Here, ek hou vas aan U is goed. U is getrou. Dankie Here Jesus vir die prys wat U betaal het. Bianca, jy kan sommer vorentoe kom. Dankie vir die prys wat U betaal het vir ons elkeen. Here, of ons eendag vir U gaan kies,
En of ons eendag nie gaan, Here, daai prys is nog steeds vir ons elkeen betaal. Dankie dat U genade strek nie net tot op 'n sekere punt, Here, maar is opnuut elke dag. Dankie, Here Jesus, vir wie U is. Here, mag ons U ken. Mag ons die ewige lewe ervaar deur U te ken en Jesus Christus te ken wat U gestuur het. Here, my soektog vandag is na verhouding met 'n waaragtige God. Dat elkeen kan besef dit is moontlik, vrylik beskikbaar. Is niemand waardeur jy hoef te werk behalwe God homself nie, met Jesus te gesels. Dankie, Here Jesus. Here, dankie dat U 'n getroue Vader is wat sy karakter nooit verander. Is dieselfde gister, is dieselfde môre, is dieselfde God vandag. Here, ek vra dat deur hierdie week U, Here, dat ons sal uitreik na U toe, Here, en dat ons U sal vind, die wie klop en soek, sal voorgeantwoord word en hulle sal vind. Dankie, Here Jesus. Ons fokus is op U. Ons fokus is op die prys wat U betaal het, Here, en ons fokus is op die lewe wat daarmee kom en nie net by die kruis vandag en nie wat opgestaan het nie, Here. Ons fokus is op dit wat voor lê, Here, die hoop wat voor ons lê. Dankie, Here Jesus. Lei ons elkeen deur hierdie week om in gehoorsaamheid en in geloof met U te loop, in verhouding, Here. U is die goeie Vader. Dankie, Here Jesus. Amen. Amen. Kry julle nog koffie? As julle nog wil kuier, jy sien ons het regtig lekker gekuier na Vrydagoggend se sonopkomsdiens. En self met die voete was wat ons so 'n week terug gehad het. Lief vir julle en geniet julle dag. Totsiens.